Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 14de Julie, dis die jaar 2021. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerrie. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor teleurstellings. Nou, teleurstellings ontstaan dikwels wanneer ons eie verwagtinge met die van die skrif dit nie wil ooreenstem nie. Of wanneer menslike lyding en onbeantwoorde gebede ons geloof so bietjie in twyfel trek. Mense kan ook teleurgesteld wees as hulle fokus eerder op die mens is as op God. Nou, kom ons vat my vir 'n voorbeeld. Kom ons sê daar's nou iemand wat dink, "Wow, hulle wil nou so graag soos ek wees." Wat as ek iets doen of sê en jy so teleurgesteld dat jy eintlik ewen ophou om die Here te dien, want ek het jou nou teleurgestel, want jou fokus was op die verkeerde plek gewees. Hou jou fokus asseblief op die Here Jesus en jou paaie sal gelyk wees. Die Here se woord is vol daarvan. Hy sê ons moet ons lewe in sy hande plaas, dan sal alles vir ons uitwerk. Matteus 11 hier vanaf vers 25 tot 30 sê die juk van Jesus. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, "Ek loof u Vader, Here van die hemele en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandige mense net aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want dit was u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig." So daar's ons fokus op die Here Jesus. Samuel was 'n fantastiese profeet gewees vir die Here. Hy het in die Here se weë gewandel en hy het nie daarvan afgewyk nie. Maar ons almal leef nie vir altyd nie. 1 Samuel 8, hier vanaf vers 1, gaan ek lees tot en met vers 7. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joel en die naam van die tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, "Kyk, u is oud en die seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou vir ons 'n koning oor ons aan om ons te rig soos al die nasies." Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, "Gee vir ons 'n koning om ons te rig." En Samuel het tot die Here gebid. Sien, hier was Samuel teleurgesteld in die volk gewees. Hy het gedink, hy het die volk so mooi gerig, maar ongelukkig het sy seuns nie in sy weë gewandel nie. So waarna moes die volk nou luister? Die volk sal afvallig raak as hulle nie 'n goeie leier het nie. Toe sê die Here vir Samuel, "Luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie 'n koning oor hulle te wees nie." Nou dis baie hartseer. Ons moet weet wie is die koning van ons lewe. Ons moet weet wie heers oor ons en ons moet hom nie teleurstel nie. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom na u troon van genade vanoggend. Here, ons wil u nie teleurstel nie. Here, ons wil dinge doen wat vir u vreugde gee, sodat u kan sê, "Daar is my kind, daar's my dogter, daar's my seun." Here, help ons om in u wil en weë vir ons lewe te wandel. Here, sodat ons nie links of regs daarvan sal afwyk nie. Here, maar dat ons sal doen wat u welbehaaglik is. En Here, dankie dat ons ook ander mense kan 'n voorbeeld wees voor, maar Here, dat hulle oë altyd deur op u sal wees. Nie op ons gerig nie, want ons is mens en die mens sal altyd teleurstel, maar u is God en u stel nie teleur nie. Here, u het nie sonde nie, u doen niks verkeerd nie, maar ons is sondig van natuur. Here, dat u ons net sal help, dat ons nooit ons oë rig op ander mense nie, of vir onsself iemand opstel en sê, "Ek wil so graag soos daardie persoon wees." Nee, ek wil wees soos Jesus. Wat het u gedoen? U het mense genees, u het vir hulle gebid, u het saam met hulle gewandel en u het 'n pad met hulle geloop. Here, help ons sodat ons dit ook so kan doen, sodat u verheerlik kan word daardeur. Ons loof u, ons prys u, ons eer die groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.